Nou ja, die skole is in rep en roer, want die departement van onderwys het eintlik ernstige geldprobleme. Hulle sê dit net nie openlik nie. So, daar het 'n klomp nuwe goed na vore gekom. Hulle wil eintlik die onderwysposte sny by die blanke skole. Dit lyk so. Hulle wil eintlik die blanke onderwysers, oorwegend blanke onderwysers, want ons praat van die kwintiel 5 skole, wil hulle dan nou eintlik skuif na ander plekke toe. So, hy sal nou moet verder ry om by die werk te kom, of waar ook al. Nou, so tipe ding is eintlik nie moontlik nie. Mense moet daai vryheid hê om werk te gaan soek en werk te aanvaar waar dit ook al vir hom pas. Maar onthou, ons is in 'n kommunistiese stelsel, dis die swart kommunis wat ons regeer, en hy wil dinge hê, dit moet gedoen word op sy manier. En dit is interessant, die fokus gaan wees op die voormalige blanke skole, en daardie skole wat nou nog baie goed vir hulle self doen, omdat hulle harde werk het, en hulle skoolgeld is baie keer baie hoog, die ouers betaal dit, want hulle wil goeie kwaliteit onderwys vir hulle kinders hê. So daardie skole, die kwintiel 5 skole, is geteiken. Nou, daar is besluit, lyk vir my, deur die onderwysdepartement, dat hulle die toewysings van die staat met 67% sal wil sny, met 'n per leerder toekenning wat van R900 per kind, dis nou per jaar, daal na R315 per kind per jaar. Dis die kwintiel 5 skole. Wat beteken jou skoolgeld gaan aansienlik styg. Die onderwysers wil hulle nou so skuif, hulle wil nou onderwysers nou skuif na ander skole toe, wat beteken jou kind gaan in 'n klas sit wat groter is as wat daar eintlik voorsiening voor getref is. Onthou, klaskamers is groot genoeg vir soveel kinders. Ek het self onderwys gegee. En een môre staan jy op daar in Januarie en dan het jy 55 kinders, maar daar's eintlik net plek vir 45 in jou klas. So, dan sit hulle op mekaar, of daar in graad 1 sit hulle almal op die mat, en sommige sit op die mat, en sommige het nie 'n stoeltjie nie. Ek het dit gesien, ek het dit beleef by die skole waar ek was. So, die staat is nie gepla oor die kinders nie. En hy is nie gepla spesifiek oor die blanke skole nie. En die rede hoekom ek praat oor hierdie hele ding, is om vir jou te verduidelik, wanneer die regering finansiëel in die moeilikheid raak, gaan hy sy eie bevoordeel, sy eie swart skole, sy eie swart leerders, sy eie swart kiesers, en hy gaan die blanke benadeel, hy gaan die blanke tekort doen. Want hulle is 'n rassistiese regering. As ek 'n rassist is dit 'n krisis. Maar as die regering rassisties is dit aanvaarbaar. Want hulle het nou soveel agtergeblewenheid. Na 30 jaar sukkel ons nog steeds om die bos uit hulle uit te kry. Sê hulle self. Hulle kan nie op hulle voete kom nie, want dis apartheid se skuld. Nou, die probleem is, as gevolg van hierdie houding teenoor die skole, kry die skole baie swaar, die onderwysers kry baie swaar. Krisis met onderwysposte dreig opnuut. Die onderwysvakbonde wil die staat hof toe vat. Blykbaar raak graad 1 nou verpligtend, of graad R raak nou verpligtend. Wat beteken dan moet onderwysers daarvoor wees? Daar moet klaskamers wees daarvoor. Mense, al verskuif jy 'n onderwyser van punt A na punt B, moet daar by punt B 'n klaskamer wees vir hom. Want hoe anderste gaan hy skool gee? Ek praat nie van die adjunkposte wat baie keer in 'n kantoor sit nie. Ek praat van jou posvlak 1 poste. So, jy kan ekstra onderwysers aanstel net waar jy wil, maar daar moet 'n klaskamer vir hulle wees. Daar moet banke wees vir hulle. Dat die kinders daar 'n klaskamer het en die juffrou staan voor met 'n tafel en 'n bord. So dis nie net verskuif nie. En soos ek sê, laas jaar het ons hierdie selfde probleem gehad toe die regering begin erken dat hy nie sy begroting kan deurvoer nie. Onthou julle hoe hy gesukkel om die begroting deur te voer. En die groot ding daar was, daar's eintlik nie meer genoeg geld nie. En iewers along the way, daar gaan die pop op die fan strike. Daar gaan geen van hierdie amptenary begin salaris kry nie. En ek kan nou al vir jou sê, soos die regering sorg dat Soweto 24 ure dagkrag het, as hulle nou kragonderbrekings het, is tussen 8 en 4 in die nag, of tussen 12 en 4 in die nag, terwyl as Pretoria kragonderbrekings het, die blanke gebiede sal dit wees tussen 4 in die middag en 10 uur in die aand, wanneer jy moet kos kook en wasgoed was om die kinders gereed te kry vir skool. Want die regering
is 'n rassistiese regering. Die swart man is veel meer rassisties as wat die blanke ooit kan wees. Ooit. Maar hulle het ons uitgemaak as die slegtes. Hulle het ons uitgemaak as die probleem. Apartheid is 'n misdaad teen die mensdom, alhoewel dit baie beter onder apartheid gegaan het as nou onder die swart regering. So die propaganda hardloop. Maar die groot ding kom hierso, ons begin dit nou sien op voedselvlak. Die onderwysers gaan dit voel en die kinders gaan dit voel. En ons sit met in die skole, ek het lank onderwys gegee, met baie stout kinders. Die ouers is nie by met wat hulle kinders doen nie, daar's nie dissipline by die huis nie, die ouerhuise val uit mekaar uit, die ouers sit op sosiale media, en dit lewer alles bydra. Ons het 'n spreekwoord gehad by die skool, as 'n kind begin probleme gee by die skool, dan weet ons die moeilikheid kom eintlik van die huis af. So, onderwysers, ek het baie simpatie met julle vandag. Dit gaan met julle, dit gaan vir hierdie jaar gaan dit swaarder gaan, maar ek het ook vir julle goeie nuus. Vader gaan ons dwing uit die stelsel uit, hy gaan die stelsel laat vou. Wat beteken jy moet prep? Maak reg, prep. Raak deel van Suidlanders. Terwyl jy nog 'n salaris kry, onderwyseres, koop ekstra kos. Gaan sorg dat jy jou voorrade opbou, terwyl jy bietjie tyd het en bietjie geld het nog daarvoor. En vir die mense wat hulle nou praat van, jy moet maar miskien vervroegde pensioen vat, ek hoop daar sal genoeg geld wees in die pensioenfondse om julle uit te betaal. Wanneer die ouens regtig probeer hardloop en bedank omdat dinge baie sleg raak, en dan sukkel jy om jou geld uit die staat uit te kry. Nou wil ek vir jou sê, jou turnaround time by GPF sê hulle is 3 maande. Maar dit vat hulle amper 3 maande om jou leer van die departement af te kry tot daar by GPF. So jy moet jou klaar maak vir 'n 6 maande turnaround time om pensioen uit hulle uit te kry. En dan moet jy hoop, die pensioen sal bly betaal word. Dit wil sê, as jy nou nie alles vat nie, hulle sal nou vir jou uitbetaal, tot jy kastig 80 is, en die res kan jy nou vat. Ja, ek is baie bekommerd oor die situasie in die land, want dit is eintlik, die stelsel wil eintlik 'n pensioene heeltemal wegvat. Hulle wil jou sit op 'n universal basic income grant. So wat jy wil doen, is jou saak. Ek sê net vir jou, jy moet maar wakker wees, en jy moet die tye baie fyn lees, dat hulle jou nie tekort doen nie. Want die staat het geen probleem om die blanke kind te besteel nie, om die blanke onderwyser te besteel of te benadeel nie, dieselfde met die blanke skole. En ons is nog te liberaal in hierdie land. Solank as wat ons gaan sê, die ANC is ons naaste, en ons moet ons naaste lief hê, wel so lank moet jy nie kla, as hulle jou naderhand op straat sit, en jy het nie eers brood om te eet nie. So, hierdie swart regering, kan jy nie die naaste van op toepassing maak nie. Jou naaste is jou volksgenoot en jou rasgenoot. En dit is so amper asof die swart man dit beter besef as ons. Want wanneer hy bevoordeel hy sy eie bokant ons.